Ja, dit is 'n baie geldige vraag, omdat televisie so 'n visuele medium is. En elke mens praat met lyftaal, of jy dit nou wil weet of nie. Maar daar is 'n paar gulden reëls wat baie streng geld by televisie nuusaanbieding. En die heel belangrikste is dat jy nooit emosie of opinie mag wys nie. Daarteenoor mag jy ook nie sonder empatie of deernis die nuus aanbied nie. Die publiek durf nie die indruk kry dat jy maar net bloot 'n koue meganiese leesmasjien is nie. As jy 'n berig lees van 'n reeks verkragter wat kinders gruwelik verkragt en vermoor het, kan dit jou nie onaangeraak laat nie. Maar jy mag nie 'n traan voor die kamera wegpink nie, want dit sou onprofessioneel wees. Jy moet wel in jou aanbieding deernis toon. Dit kan jy doen met jou gesigsuitdrukking, baie subtiel, met jou stemintonasie, met jou stemgebruik in die algemeen. Dat die kykers net daardie gevoel kry, maar hierdie ou voel ook vir hierdie mense, sonder dat hy in trane hoef uit te bars. So daardie onderskeid moet 'n mens tref. En elke professionele nuusaanbieder ter wêreld sal streng daarteen waak om nooit sy eie mening oor enige saak, veral oor politieke dinge, te laat blyk nie. En ek dink dit is dalk ook die sukses of die geheim, moet ek liewer sê, van my lang rakleeftyd by televisienies, dat ek nog daar is. Ek het my nooit met politiek bemoei nie. Ek beskou myself as 'n beroepsuitsaaier, soos 'n beroepsdiplomaat homself as 'n beroepspersoon beskou, ongeag wie aan bewind is. Hy doen sy werk net professioneel na sy beste vermoë. Hy sy besondere sukses en welslae toeskryf. Toe sê hy vir my hierdie baie wyse woorde: "Young man, it's because I never went home totally satisfied. There was always something I could have done better." En dit het my motto geword. Dit het my lewensleuse geword by nuus. En dit is dieselfde beginsel wat geld in ons vergaderings na afloop van die nuusuitsending, om te kyk wat kon ons beter gedoen het. Om nie selfvoldaan en selfgenoegsaam uit die ateljee uit te stap en te dink, maar ons was daarom vanaand oulik nie. Want daar is altyd iets wat ons beter kon gedoen het. En dit, nie in 'n neutedop nie, maar in 'n roeiboot is min of meer wat daar gebeur, Piet. En die ding lê nou maar daar op my rekenaar en ek werk nie verder daaraan nie. En hier so einde November verlede jaar, begin Desember, toe begin Johnny nou die skroef aandraai. Maar op 'n mooi manier, man, nie intimiderend nie, op 'n mooi manier. Dat ek half voel, maar ek wil die man 'n prys gee, jy weet. En toe trek ek op 16 Desember los en ek skryf toe nou die res van die 85.000 woorde, so binne 4 weke. En mens kan dus sê dat die boek my so 4 tot 6 weke gevat het om te skryf, maar toe ek skryf ek verwoed. En die wonderlike van die ervaring was, terwyl ek oor bepaalde staaltjies geskryf het en dinge aangehaal het dit weer ou herinneringe in my geheue losgemaak. En toe sê ek vir myself, hey, Kruiwa, onthou jy dit? Onthou jy dat? En dit was my 'n wonderlike ontdekkingsreis deur my hele lewe, van my kleinste kinderdae wat ek kan onthou, tot waar ek vandag is, wat ek toe nou op skrif kon stel. En dit was vir my 'n wonderlike ervaring, en ek het dit verskriklik geniet, en ek hoop maar net dat die lesers dit ook gaan geniet.